Vader, ons dankie vir hierdie oggend. Dankie vir wat U reeds gedoen het, vir wat U besig is om te doen en gaan doen in vanoggend. En ons dankie, ek dankie net Heilige Gees, dat U vanoggend U doel gaan bereik. Met dit wat U op my hart gelê het, 2 weke terug al reeds. Dankie Heilige Gees dat U vir my help om effektief te wees. Bid dit in die naam van Jesus. Amen. OK, ek wil vir julle sê waar ek wil eindig vanoggend. Op 'n stadium vanoggend aan die einde, en as dit 'n bietjie langer vat as gewoonlik, vra ek julle, soos hulle nou sê, bear with me. Ons doen wat ek glo wat die Here wil doen, maak dit klaar. Ekskuus. Ek wil op die einde, wil ek dit wat ek verlede week net aangeraak het, gaan ons geleentheid gee vir mense om vorentoe te kom. Maar niemand gaan vir jou bid hiervoor nie. Jy kan ook hoef nie vorentoe te kom as jy nie wil dit af en nou as ons vorentoe kom. Dan gaan ons bid. En ek sê vir julle waar gaan ons eindig. Met dit wat ons vandag vir die Here bring. Soos Jesus gesê het, bring die 5 brode en 2 visse na my toe. En hulle het dit gebring. Wat is dit, die Passion sê, probeer dit nou kry waar het, ok, lyk my ek het dit nie hierso nie. Maar hy sê, give it to me, wat Jesus sê. En toe hy daarmee klaar is, en alles klaar is, toe is daar plus minus 10,000 mense gevoed, 5 brode en 2 visse, en daar 12 mandjies oorgebly. En ek noem het net, iemand het eendag gesê, nou wie toe die 10 mandjies of wat ek al naartoe gegaan? Nou die persoon wat die brood gegee het, en die visse gegee het. Nou praat hulle van 'n klein seentjie wat dit gedoen het. Kan jy in jou lewe dink, as hy by die huis aankom, hier's 10 mandjies brood en vis, wat voor die deur neergesit word. Die ma sê, wat het jy nou alweer aangevang? OK. Daar's 3 dinge wat ek vanoggend wil noem uit hierdie gedeelte uit. Dis Matteus hoofstuk 14. En ek het verlede week genoem dat dit was 'n situasie waar Johannes die Doper, die begin van die hoofstuk is waar Johannes die Doper onthoof is. En ek dink ek het dit vir julle genoem dat hy dit eintlik familie van Jesus was, as jy dit so sê. En vers 13 sê, en toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n skei vertrek na 'n verlate plek alleen. En die skare het dit gehoor, en hom van die stede af te voet gevolg. Maar ek wil vir julle sê, hierdie volgende versie tref my. Vers 14 sê, en die Jesus uitgaan. Nou, hy het een kant toe gegaan om by die Vader te wees. Met die hele ding van Johannes die Doper. En hy het gegaan, en toe hy weer ek wil amper sê, by die land uitkom, die Amplified sê, when he came ashore, was die mense daar. Nou, baie keer as ons in daai emosionele situasie is, dan sê die laaste ding wat jy nou wil doen, is om vir mense te bid. En mense te bedien. Maar hoor Jesus se reaksie. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel. En hy het hulle siekes gesond gemaak. Die Engels sê, he had compassion on them. En gisteraan toe ek in die bed klim, toe gesels ek met Linus.
En ek sê vir haar, jy weet, Linkie, wie waaroor gaan alles. Nou ek verstaan, nommer 1 gaan dit oor die Vader, Jesus en die Heilige Gees, en om hom te aanbid, en 'n verhouding met hom te hê. Jesus se koms na hierdie aarde toe, was vir jou en vir my, vir die mens. Okay. So amen nou. Ek lag dan so vir die selfoon, ek kan op die onmoontlikste tyd, dan vergeet jy. Okay. Luister net. Dit gaan oor mense. En toe Jesus hierdie skare mense aankom, kyk na sy reaksie. He had compassion on them. Hy het hulle gesien en he had compassion on them. Iemand het dit eendag vir my beskryf en ek het regtig nie 'n beter beskrywing daarvan gekry nie. Hy het 'n boekie geskryf, John Osteen, nie Joel Osteen, nie John Osteen, die pa van Joel Osteen. John Osteen het 'n boekie geskryf. Die boekie se naam is The Divine Flow. Divine Flow beteken, dis die compassion van die Vader. Onthou, Jesus het in eenheid met die Vader gewandel. So as jy na Jesus kyk, dit was die Vader se hart vir hierdie klomp mense wat aangekom het. Wat deur Jesus werk. En weet julle wat was die uiteinde daarvan? Hy het hulle genees. Hy het vir hulle gebid. Vir die behoeftes gebid. En ek het net besef, broers en susters, ek en jy, dis eintlik wat die kerk van Jesus Christus is. Dis 'n plek waar liefde aan die orde van die dag behoort te wees. Waar mense wat ongeliefdes kan instap en die liefde van die Vader, wat deur sy mense werk, oorval daardie persoon. Gister was daar 2 mense in my lewe, wat ek beskou as vriende. Een is Gert de Bruin, wat baie lank saam met ons was en nou op die ander kant Stella bly. Gistermiddag bel ek hom. Sy ma is gisteroggend oorlede. En toe ek met hom praat, toe sy maar emosioneel. Nou ja, sy ma was 94 en hulle het verwag sy gaan nie meer lewe nie. Maar nog steeds, jou ma. En toe ek nou met hom gesels en ek kom agter daardie, ek wil amper sê gebrokenheid by hom. Gaan my hart so na hom toe uit. En net voor dit of net na dit, toe bel Hannes my. Was so opgewonde, want ons was Woensdag by hom. Woensdag was hy glad nie lekker nie. Maar gistermiddag hy self met my en hy praat en hy sê vir my alles is fyn en hy is opgewonde. Maar net die feit dat hy my bel om met my te deel. Want ons het 'n lang pad al saamgestap baie vroeër jare, meer intens as nou. En jy weet, gisterand gaan slaap, ek is lekend en huil. Sê ek, Linkie, we must love people. That's what it's all about. Jesus came and he loved people. Hy het altyd tyd gehad vir mense. Dis maklik om hulle lief te hê vir wat
net goed is vir jou. Maar een van die uitdagings wat ons in hierdie lewe mee het, is to love the unlovable. En broers en susters, ek glo die Here is besig met ons. To love people. Dis waaroor dit gaan. Dit is waaroor die kerk van Jesus Christus gaan. That's what the church is here for. Hierdie woord vir mense soos 'n Andries het dit genoem, en ek het die klip gespeel. Hy sê, dit moet soos 'n hospitaal wees. Mense moet by daai deur instap, en as hulle uitstap, moet hulle met hoop uitstap. Hulle moet met hoop hier uitstap, en sê, man, because Jesus lives, I can face tomorrow. Dis wat die kerk van Jesus veronderstel is om te wees, broers en susters. Dis ons uitdaging. Is om 'n atmosfeer toe te laat dat die gees van die Here kan kom en dat hy in ons midde kan werk, sodat mense wanneer hulle uitstap geheel kan wees. Ek eer die Vader vir die sozo bediening. Want die sozo bediening gaan om gebroke mense heel te kry. Dis eintlik basies wat dit is. Ek eer die Here vir die sozo bediening. Want dit is op mense gefokus, gebroke mense, om mense te help, om weer op hulle voete te kom. En dit is waaroor die kerk van Jesus Christus gaan. En ek wil sommer daaruit voortgaan, na dit wat Jesus sê, wat ons hier so lees, en hy het hulle siekes gesond gemaak. Nou dit was nou nadat hy op land gekom het, maar dan voed hy die duisende mense, en dan stuur hy die disippels vooruit op die meer, en in die nag kom hy na hulle toe op die water geloop. Maar die laaste versie van hierdie hoofstuk, het hulle by die land aangekom, en die manne van daardie plek het hom herken, en in daardie hele omtrek uitgestuur, en almal wat ongesteld was na hom gebring, en hulle het hom gesmeek, dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak, en almal wat dit aangeraak het gesond geword. Almal wat dit aangeraak het. Ek weet nie waar ander bediening was meer vir genesing nie, maar hier is die ding wat ek vanoggend wil sê. As jy in Jesus se voetstappe gaan volg, sal jy agterkom dat een van Jesus se grootste aktiwiteite, die ding wat hy die meeste mee by betrokke was, nommer 1 is om te leer, nommer 2 is om die siekes te genees. En dit is baie interessant in Matteus 10 is daai opdrag wat vir ons gegee word. Vers 7, gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak die siekes gesond. Maak die siekes gesond. Broers en susters, wat ek net sê, ek het dit hier geskryf, ons is beroof, tradisie, het ons beroof, om soos Jesus te wees. Ons weet, ek hoor baie keer wat mense sê, en ek is eerlik, ek het dit wat ek by Bill Johnson van Bethel gehoor het. Maar baie keer mense praat daarvan, ons moet soos Jesus word, ons moet soos Jesus word. Ek wil vra, steek my hand op, wie wil soos Jesus wees? Ok? As jy hand opgesteek het, kyk na jou hand. Jy het gesê, wat het Jesus gedoen? Behalwe dat hy nice was, dat hy liefdevol was en alles, hy het mense genees. Hy, as ek en jy soos Jesus wil word, gaan ek dit wat hy sê,
ernstig opneem. Wat het hy gesê? Hy het gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Broers en susters, die kerk tradisie het ons besteel van om vir mense te bid, vir genesing. En die Vader help ons. Ons het eintlik nodig om te repent. Te sê, Here, vergewe ons. En dis wat ek sê, Here, vergewe ons. Dat ons genesing 'n bysaak gemaak het. Ons sal dit doen as ons daarby uitkom. Ja, maar ek wil vandag vir u sê, jy kan 120 verskonings sê. Ek en jy. Nie jy nie, ek en jy. Maar ek wil vandag vir jou sê, ons is baie gou om te sê in Johannes 14 vers 12 sê hy, Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, dit het ek al gedoen, wie glo in Jesus? Almal van ons wat hier sit. Wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Waar het Jesus die mense genees? Nie in die sinagoge nie. Daar ook ja. Maar waar buite? Daar buite. Daar waar hulle by mekaar gekom het, soos in hierdie gevalle wat ek nou genoem het. Broers en susters, al wat ek vandag vir u sê, is, dit is wat ek ervaar, wat die Here met ons praat en sê, ons het nodig om te begin bid vir mense. Ja, maar ek het nog nooit gebid nie. As jy wil weet om te bid vir mense, Markus 16 sê, in my naam sê hulle hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. En hulle sal gesond word. Dit sê een ding. Wat is hierdie? Hande. Wat sê hy moet ons met hierdie hande doen? Dit op siekes lê. En in sy naam bid. En as jy nie weet om te bid nie, sê in die naam van Jesus. Dis wat dit beteken. So, ek challenge myself in die heel eerste plek. Want ek loop, is veronderstel om voor te loop. Nou, ek doen dit. Die geleentheid kry, dan bid ek vir mense. Hier en na buite. Maar broers en susters, as ons ernstig is om Jesus te volg, dan is dit vir my en vir jou belangrik om ag te slaan hierop. Voor 2 weke kom Dion Hokkie hier naartoe. Ek bid en ek wil vra vir julle om saam met te bid. As 'n skrif wat Petrus hulle gebid het in Handelinge 4. En Dion hulle vloei in die gees. Hulle is vervolg en toe het hulle by mekaar gekom en toe bid hulle en toe word die plek geskit. Maar dis wat hulle gebid het. En deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. Kom ons staan voor die Vader. En ons bid vir daardie geleentheid, daai week, daai van die 3de tot die 8ste wat Dion in ons midde is, saam met sy span. Kom ons staan saam en ons vat hierdie versie en ons bid vir genesings en tekens en wonders in die naam van Jesus. Soos nog nooit tevore nie. En deel van dit, broers en susters, is vir my en vir jou om geaktiveer te word. Sodat ons kan uitgaan. As jy nie werklik
nog daardie selfvertroue het nie? Christo, staan net op asseblief. Daar's Christo met T. Hy het 'n span waarmee hulle uitreik in die omgewing. En hy is 'n goeie leermeester. Hy sê so een of twee keer wys hoe word dit gedoen en dan sê hy, daar sê, vat hom. Dan sê hy, bid jy vir die mense. En dan bid mense en dan kan hulle verstaan nie wat gebeur nie, want hulle bid vir mense en hier gebeur iets. So ek wil jou aanmoedig, as hulle het baie uitreike, dis eintlik 'n rariteit om vanoggend om hier te sien. Nou het ek vir hom gesê, maar ek het jou nog nie gehoor nie. Ek het hom nou al gehoor intussen. Maar luister broers en susters, that's what it's all about. Ek wil net dit sê, Jesus se hart is mense. En ek wil vandag vir u sê, een van die grootste sufferings in ons, in die lewe, in die mensdom daar buite, is siekte. En ek glo dit is wat die Here op ons harte lê. OK. Om terug te gaan na Matteus 14 toe. Ek wil dit net vir julle lees. Ons is nou by die breking van die brode, die vermenigvuldiging. En toe dit aand geword het, vers 15 van hoofstuk 14. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate. En dit is al oor die tyd. Stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. En ek weet, dis lekker om hierdie versie hoe kan ek dit stel, te vergeestelik. Sê ons moet vir mense iets gee om te eet, ons moet die woord aan mense bring. Hier het dit gegaan oor fisiese kos. Dis sien broers en susters, ek glo die Here is besig met ons om iets te doen in ons midde, in ons lewens. It's not all about us. It's not all about me. Dis nie net so dat my behoeftes bevredig kan word nie. Dit gaan oor die mense rondom my. Om hulle te help. OK. Hulle antwoord hom. Ons het hier net 5 brode en 2 visse. Iemand het dit vir hulle gebring. As jy regtig hieraan gaan sit en dink, 5 brode en 2 visse. Verlede week het ek gesê, mense het gesê, daai tyd was dit groot brode. My pel. Ek wil nou vir jou sê, jy het 'n paar brode so groot soos hierdie vertrek, soos hierdie plek nodig. 'n Paar groot brode om 10,000 mense te voed. Want daar was 5,000 manne en vrouens en kinders nog by. Dink daaraan. En hy sê, bring dit hier vir my. Bring dit hier vir my. Ek hou van die passion. Hy sê in die passion. Let me have them. Let me have them. And the Amplified said it. And he thanked and blessed it. He thanked
and blessed it. Broers en susters, vergewe my, maar almal van ons wat hier is, dank die Vader vir die voedsel wat hy vir ons gee, wat ons op ons tafel sit. Nou, as ons gaan eet. Op baie keer is dit sommer so terloops, want jy amper vergeet jy het gebid. Dink jy het jou gebid vir die kos, of Dawie het jou gebid vir die kos? Nee, wag. Ons het nodig om te bedoel wat ons doen. So al wat ek wil sê is, Jesus nie. Hy het daar die 5 broode en 2 visies gevat. En hy het dit geseën. Daar is iets omtrent die seën van die Here. Die woord van die Here sê, die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid. Dis Spreuke 10 vers 22. Ek wil dit vir julle lees, dit gaan op die 10 teen op die bord wees. Ek wil vir julle lees soos wat dit geskrywe is. The blessing of the Lord, it makes truly rich, and he adds no sorrow with it. Neither does toiling increase it. Dis die Amplified. Ek gee nie om hoe jy hierdie versie lees nie. Jy kan hom van bo af lees, jy kan hom van voor af lees, jy kan hom van die kant af lees, jy kan hom van onder af lees. Dit sê vir my een ding. Die seën van die Here doen iets met goed. Gaan lees maar in Obed-Edom, Dawid se verhaal toe die ark Jerusalem toe gebring het. Gaan lees van Josef met Potifar. Die Here se seën het gekom op dit wat hulle gedoen het. En dit het 'n effek gehad. Broers en susters, die woord van die Here sê, die seën van die Here. Ek dink ons het in die verlede kort gestop en nie gegaan en gesê, Here, wat beteken dit as die woord sê ek is geseënd? Gaan mediteer dit, gaan kyk wat sê die woord daaroor. Want die woord van die Here sê, en dit is nie ek nie, dit is nie die charismatiese kerke nie, dis die woord. Die seën van die Here doen iets. Die seën van die Here, dit is wat dit doen. Toe Jesus die brood, 5 brode en 2 visse seën, toe gebeur iets met daai brode. Dit kon nie meer ophou nie. Dit het almal gevoed. Tot so mate dat die woord sê, hulle is versadig en daar 10 mandjies oorgebly. 12 mandjies. Ok, ek het 'n ander version gelees. In hierdie verhaal praat hulle van Petrus wat oor die water geloop het. Ek onthou jare terug het Bob Mumford vertel van sy seentjie, en hulle het hierdie verhaal vir sy seentjie vertel. Dit was 'n geestelike ou wat in ons tyd geleef het. En toe sê hy, en toe sê Jesus vir hom met die boot uit klim, hy sê, en toe klim hy uit die boot uit, en toe wat gebeur, vra hy vir sy seentjie, hy sê, en toe loop hy op die water. En toe wat gebeur? Toe sink hy. En toe wat doen Jesus? Toe trek hy hom in sy hare uit. Broers en susters, so met ander woorde, wat ek in my hart het vandag. Julle sien, dit gaan in jou situasie kan dit wees.
Dit kan 'n situasie wees waar jy letterlik vermeerdering nodig het. Letterlik. Want dit wat jy in jou hand het, kan nie doen wat dit moet doen nie. Nou wil ek net iets sê. Partykeer is 'n mens so gebed bid soos hierdie. En wat ons vandag gaan doen. Partykeer moet ons verstaan. Jy bid vandag en sê Here vermeerder dit. En daardie proses van vermeerdering kan oor 'n tyd geskied. Ek wil nie iemand se geloof neutraliseer nie. Daar kan onmiddellike deurbrake wees en miracles wees, maar dit kan 'n proses wees wat die Here in jou lewe aan die gang sit. En ek wil nie ingaan daarop nie. So met ander woorde, dit kan dalk 'n tydjie duur. En dit kan beteken dat daar sekere skuwe is wat jy moet maak en wat jy in die proses gaan maak, wat hierdie hele ding in die regte rigting kan plaas. So ek staan en ek wil hê ons moet dit verstaan, maar in beginsel, wat ek en jy moet doen en wat ons vandag gaan doen, is ek gaan mense uitnooi. Dit gaan in die eerste plek die beginsel van vermeerdering. Die Here het oor ons uitgespreek, oor ons as 'n gemeente, so 'n paar jaar terug, 'n woord van increase. En ons het dit gesien letterlik gebeur. Maar intussen het ek begin agterkom, daar sekere dinge wat ek die Here voor vertrou, wat ek wil sien gebeur, deur hierdie gemeente. Wat ek sê, Here, gaan ons vertrou vir 'n volgende vlak van increase. 'n Volgende vlak van vermenigvuldiging. Toe Andries van Hede nie was, die jaar voor verlede jaar, het hy gesê, julle gaan in 'n tydperk in. En hy het basies so gesê, hy het gesê, it's harvest time. Hierdie jare het julle gesaai, maar die Here sê, dis nou tyd om te oes. En dis waarvoor ons die Here vertrou. En julle moet my hart hoor. Ek het vir Linus gisterand gesê, dit wil ek sien gebeur, en dit wil ek sien gebeur, en dit wil ek sien gebeur. En nie een van dit gaan oor selfs ons kerk direk nie. Gaan oor ons buitegemeentes. So broers en susters, wat vandag gaan gebeur. Is twee dinge. Een situasie is vermenigvuldiging. Maar die tweede een is net 'n wonderwerk. Watter area van jou lewe ook al jy 'n wonderwerk nodig het. Want dit is wat onder hierdie kategorie val dit. En dit sê die Here sê, gee dit vir my. Ek sal dit vermenigvuldig. En wanneer as jy vorentoe gekom het vandag met dit, en dit vir Jesus gee, want ons gaan nou 'n gebed doen, wat ek gaan spesifiek bid, wat jy dit vir die Here gaan gee, gaan in sy hande wees, en ons gaan hom vertrou, om dit te seën en te vermenigvuldig. Of rondom dit, om 'n wonderwerk rondom daai situasie te doen. Is julle reg? Ons bid saam. Die eerste ding, ek wil seker maak dat niemand hier uit die gemeente uitstap, wat nie die geleentheid gehad het om Jesus aan te neem nie. So as jy hier sit vandag en jy het nog nooit Jesus aangeneem nie. You've never received Jesus into your life. Dan wil ek nou vir jou bid. En ek wil jou uitnooi om hierdie gebed agter my aan te bid.
Het is 'n baie eenvoudige gebed, is gebaseer op Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En dis wat daardie gebed gaan ek nou bid. So as jy daai sekerheid van jou eie kindskap van God, as jy 'n begeerte het om daai sekerheid te hê, dan gaan ek jou uitnooi om hierdie gebed saam met my te bid. Jy sal hoor, mense bid dit hardop, moet dit nie net in jou gedagtes bid nie. Hier is die gebed. Sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. Ek glo wat U woord sê, dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag neem ek Jesus aan. Dit wat hy vir my gedoen het ek nou aangeneem. Nou verklaar ek, Jesus, U is die Here. U is nou my Here. Terwyl ons in gebed is en ons hoofde gebuig is, oë toe is, dat enige iemand wat vir die eerste keer vanoggend wat hier is, daardie gebed gebid het, ek gaan jou vra om jou hand op te steek. Is daar so iemand wat vir die eerste keer hierdie gebed gebid het vandag? Ek sien jou. Is daar enige iemand anderster? Ek gaan vir jou vra, om daar staan 'n man daar onder daardie bord, Integrity. Ek gaan net vir jou vra, hy gaan hier voor staan, wil jy net na die tyd, net na hom toe gaan. En hy sal met jou gesels en sal vir jou iets in jou hande gee. Baie dankie. Here seën jou. Baie dankie. Katrine, is jy hierso? Kan jy vir ons die klavier kom speel asseblief? Ons maak ons oor toe. Is daar een ding is wat ek verstaan in my geestelike lewe, is dit om nie vaag te wees nie, om spesifiek te wees. So ek wil 'n paar oomblikke vir jou gee, om vanoggend, jy kan dit selfs in jou Bybel neerskryf as jy 'n Bybel het, so nie kan jy dit op jou selfoon tik. Die spesifieke behoefte wat jy vanoggend het. Dit wat jy vanoggend in die hande van Jesus wil plaas, sodat hy dit kan vermeerder, sodat hy dit kan vermenigvuldig. Dit wat jy in die hande van Jesus wil plaas, om daardie wonderwerk in jou lewe teweeg te bring. So wees duidelik daaromtrent. Want wanneer ek nou die uitnodiging maak, gaan ek jou die uitnodiging maak vir mense om vorentoe te kom. Ek gaan nie vir julle vra om net te bly staan waar julle is nie. Kan iets wees wat jy al hoeveel keer vir die Here gevra het, maak nie saak. Maar is dit saak tussen jy en Jesus. So ek gaan julle uitnooi om te kom en hier voor te kom staan. En dan gaan ek julle lei in 'n gebed wat ek sê, dit wat jy vanoggend in die hande van Jesus wil gee. Dit wat hy gesê het, toe hy vir die disippels gesê het, let me have them. Gee dit vir my. Gee dit in my hande.
sodat jy presies weet wat jy die Here voor vertrou vandag. So as jy vir jouself uitgemaak het, en hierdie is 'n geloofsaksie, om vorentoe te stap, en hier te kom staan. Niemand gaan vir jou bid nie, niemand gaan met jou praat nie, jy en Jesus gaan hierdie een hanteer. Jy gaan dit in die hande van Jesus gee. So ek nooi jou vanoggend uit, vir dit wat jy het, wat jy vandag in sy hande wil plaas, om te vermenigvuldig, of om 'n klein wonderwerk teweeg te bring. Ek wil jou uitnooi om vorentoe te kom, en die voor te kom staan. Ek wil net sê, dit kan meer as een ding ook wees. Onthou net om spesifiek dit, want skryf dit neer agterna as dit meer as een ding is. Nou ek wil hê jy moet sien in jou geestes oë. Jesus staan voor jou. Jesus is standing in front of you. En vanoggend sê Jesus, let me have them. En nou wil ek hê jy moet dit vir hom gee. Vat dit in sy hande. Vader, in die geloof, in die naam van Jesus, ek glo dit, dis wat U vir my gesê het, wat ek nodig het om te doen. I bless everything. Ek seën elkeen wat sy saak aan die Here gegee het en besig is om te gee in hierdie oomblikke. Elke probleem, elke situasie waar jy die bonatuurlike ingryping van die Here nodig het. Die seën wat ryk maak, die seën gee dit in sy hande. Ek wil hê jy moet sien hoe Jesus dit vat. En nou seën ek in die naam van Jesus elke persoon, dit wat elkeen aan U gegee het, Vader, in die naam van Jesus, elkeen wat dit vir U gegee het, Jesus, ek dank U dat U dit nou gevat het, en nou dank ek U, Here, vir 'n miracle, vir 'n wonderwerk, in elkeen van hierdie kosbare mense wat U voorstel, se lewens. In die naam van Jesus. In Jesus naam. In Jesus naam. Thank you, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. As die band hier voor is,
of jy nie hier is nie, ek vra net vir julle om te kom. Kom ons speel weer daai liedjie. I just speak in the name of Jesus. Asseblief. Kom staan net vir 'n paar oomblikke in die teenwoordigheid van die Here. Praat met die Here. Luister wat jy in jou gees ervaar. Dit is eintlik heilige oomblikke hierdie. Vader, ek dank U. I worship you, Jesus. Dankie nou vir die majesteit, vir die manifestasie van die heerlikheid, Vader. Jesus. En die band gaan dit oor julle sing. Ontvang dit vanoggend. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Here, U het die engele aangaande elkeen van hierdie situasies bevel gegee. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Here, ek dank U dat daar deurbrake selfs in hierdie dag gaan wees. Selfs in hierdie selfs vroeg hierdie week. Dankie Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus to every situation. I just want to speak the name of Jesus. In the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul that captivated. In die naam van Jesus. Receive your multiplication. Receive your multiplication in the name of Jesus. Your name is power. Ontvang jou Your wonderwerk. name is healing. In die naam van Jesus. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Jesus' name. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the
name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, Amen, Lord. shine through the shadows, burn like a fire. Ek spreek oor elkeen uit vanoggend dat die Here jou sien en jou behoed. Die Here verhef, skyn sy aangesig oor jou en sy genade en sy guns is op jou. Die Here se aangesig verhef hy oor jou en hy gee vir jou vrede. Amen en amen. Here seën jou.